vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n ongelooflike voorreg dat julle ook op hierdie wyse inskakel by ons en mag jy sommer opreg God se hart ook vanoggend hoor in hierdie preekgedeelte. So vriende, ek gaan dadelik vir ons wegspring met 'n gebed, maar ek gaan vra dat daar waar jy is, jy sommer net sal rustig raak, sal ontspan in jou lyf net so 'n bietjie, sal probeer ontspan, baie keer hou ons dit so styf en ek doen vir ons 'n gebed. Here, baie dankie dat ons vanoggend op hierdie wyse u stem kan hoor. Here, maak ons harte en ons gedagtes oop, sodat ons dit regtig gerig sal hou op dit wat u vandag vir ons wil kom sê. Here, baie keer is dit so besig met 'n klomp goed waar ons bekommerd is, of waar ons dalk gelukkig is, dat ons nie altyd u stem baie mooi kan hoor nie. Maar Here, terwyl ons nou by u voete kom sit, wil ons graag hoor wat dit is wat u vir ons wil kom sê. So spreek nou, Here, die kinders luister. Amen. So vir die van julle wat my baie goed ken, sal weet dat ek is 'n bietjie obsessed met Gen Z slang. Ek hou baie daarvan om op koers te bly met hoe die studente praat, die Gen Z's en die Gen Alphas, anders gaan daar te groot gaping word tussen hoe ons praat en hulle praat. So ek probeer altyd so 'n bietjie op die trends bly wat daar op Instagram is. So ek is gereeld op Instagram besig om te kyk na wat hulle trends is. Nou met hierdie gedagte het ek my inleiding so 'n bietjie geskryf gerig op die studente. Jy weet, as ons 'n bietjie dink aan herder. Jy weet, dit klink herder, apostel, leraar, dit klink so 'n bietjie old school. So ek het gedink, hoe sal 'n herder in 'n taal, hierdie Gen Z slang, dan beskryf wat 'n herdergawe is? En vir die van julle wat nie gaan hierdie slang verstaan nie, dit gaan klink soos Grieks, mens baie welkom om jy 'n klein kind gou te bel, of so ook jy kind te vra, ek is seker hulle sal presies weet waarvan ek praat. Want die nuwe trend is die It's Giving trend, is nou baie bekend op Instagram. So as ek dan nou vir 'n Gen Z gaan vra, hoe sal jy die herdergawe beskryf? Sal hulle beslis iets sê soos, It's giving caregiver, it's giving safe space, it's giving a group mom or a group dad, but with some main character energy. Ek beloof ek is nie mal nie, julle moet asseblief julle kleinkinders bel. Maar ons almal ken eintlik so iemand, nê? 'n regte caregiver, 'n safe space persoon, giving a group mom or dad, wat dit altyd almal beskerm en versorg. Maar dit is sommer maar net so 'n bietjie speels. Maar wat beteken dit dan nou regtig om 'n herder te wees? En Psalm 23 help ons om dit te verstaan. Dit is geskryf deur Dawid, wat self 'n herder is, maar ook iemand wat sy eie herder baie goed geken en verstaan het. Hy het geweet hoe dit voel om deur sy herder wat God is, versorg, beskerm en ook gelei te word. So kom ons lees saam met Psalm 23. En terwyl ons te doen, maak ook vir jou notas of 'n knoop in jou kop van eienskappe wat vir jou dadelik uitstaan van wat 'n herder is. Psalm 23. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag en hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U stof en dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders en U verfris my kop met olie. Ons lees net so. Tot sover. So, wat is dit wat jy so 'n bietjie hier gehoor het, wat vir jou uitgestaan het? Die eerste ding wat ek dink baie duidelik is dat 'n herder mense lei na groen weivelde en na waters van rus. En onthou in die konteks van Psalm 23 was daar nie groen weivelde en waters van rus nie, maar dit sê iets van 'n herder se eienskappe en dat hulle mense kan kry tot op 'n plek van rus en vrede. 'n Herder is ook iemand wat nie verdwyn wanneer die pad donker raak nie. Ons lees hier selfs as die donkerste kloof aangaan, is die herder nog steeds by jou. 'n Herder beskerm met sy stok en met sy staf en hy versorg wat moeg en seer is en die mooiste vir my is hy maak plek aan sy tafel vir almal. So 'n herder is eenvoudig iemand wat 'n ongelooflike aanvoeling het vir ander mense.
wat 'n sensitiwiteit het vir ander mense se pyn, wat mense wil beskerm en versorg en hulle help om geestelik te groei. So hier sien ons reeds twee kante eintlik van wat 'n herder is. Dit is so mooi twee kante wat ons hoor wat uit Psalm 23 ons na vore kom. Dit is die herder het hierdie absolute gevoelkant van hulle, maar ook 'n doen-kant. 'n Herder het empatie en simpatie in hulle hart vir almal en vir alles, maar dit word ook sigbaar in die manier waarop die herder dan nou optree. So ons 'n bietjie die voel en die doen-kant. En min mense help ons om hierdie twee kante so goed te verstaan soos Dawid. Wanneer ons hom in 1 Samuel 16 ontmoet, is hy nog nie koning nie, is hy maar net nog besig om 'n herder vir sy pa se skape te wees. Ek nooi hulle om saam met my te lees uit 1 Samuel 16 vanaf vers 6 tot 13. Net so 'n bietjie om ook te verstaan waar, Dawid vandaan kom en hoe alles van Dawid eintlik begin het. Hy was maar net hierdie herder, maar dan roep God hom om nie net die herder van sy pa se skape te wees nie, maar van die hele volk. Ek nooi hulle uit om saam met my te lees. 1 Samuel 16 vanaf vers 6 tot 13. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik hier staan voor die Here, sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk net na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Jesaja roep toe die ander seun en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Jesaja vir Samma laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Jesaja dan sy 7 seuns vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Jesaja gesê, die Here het nie hulle gekies nie. Samuel vra toe vir Jesaja, is dit al die jong manne? En hy antwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die klein vee op te pas. Toe sê Samuel vir Jesaja, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy nie hier aankom nie. Hy het dit gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Ons lees daardie gedeelte ook net tot sover. So sien julle wat hier gebeur. Jy weet, Samuel sien vir Eliab en hy dink, o, Jessie, hier staan die koning, dit moet hy wees. Jy weet, hy lyk indrukwekkend en goed, maar dan sê God, nie kyk vir die buitekant nie. Kyk na die hart. Maar ons weet op hierdie stadium of op hierdie punt nog nie presies wat in Dawid se hart leef nie. Dit is wat sy verhaal en klomp verhale later vir ons gaan wys later in die preek. Weet hoe hierdie hart sigbaar word wat God al so lank al raak gesien het in hom. En dan sien ons ook verder die manier hoe hy dan optree. So dit is daar die voel en doen van die herder, albei die kante wat so lekker saamwerk. Maar voordat ons na 3 verhale gaan kyk van Dawid waar hierdie sigbaar word, help Psalm 78 ons dalk so 'n bietjie met hierdie gedeelte van Samuel, of dit kleur dit net vir my baie mooi in. Psalm 78 help ons om die woorde bietjie dieper te verstaan. So kom ek nooi julle uit alweer, en ons lees baie tekste, om saam met my te lees uit Psalm 78 vanaf vers 70 tot 72. Daar staan, hy het Dawid sy diensknegt gekies en hom van die skaapkrale af weggeneem. Agter die lammerooie het hy hom laat haal om Jakob sy volk op te pas, Israel sy eiendom. Dawid het hulle met 'n opregte hart opgepas, met die vaardigheid van sy hande het hy hulle gelei. Daar hoor ons dit weer. Hy het met 'n opregte hart die gevoel opgepas, maar met die vaardigheid van sy hande die doen, het hy hulle gelei. So Psalm 78 kyk so terug na Israel se hele geskiedenis oor 'n volk wat God telkens vergeet het en wie se harte, ek weet, so verdeeld eintlik was. Maar tog eindig die Psalm nie met die mislukkings nie, maar by God wat Dawid uit 'n skaapkraal kies om nie meer met sy pa se skaap op te pas nie, maar om God se herder te word. 'n Herder, nie om God se herder te word nie, om God se mense se herder te word, om hulle te versorg.
En dan van die laaste vers, Dawid se herderskap vas in 2 sterk beelde, en ons het net nou al daarna verwys. Hy het hulle met 'n opregte hart versorg en met 'n vaardige hande gelei. Ons sien die 2 kante van 'n herder wat alreeds in Psalm 23 vir ons na vore gekom het, die doen en die voel. Die woord opregte hart dra die betekenis van integriteit. Jy weet, dit beteken nie dat Dawid se lewe as 'n herder volmaak was nie, ek meen inteendeel, ons almal weet dit was nie. Maar dit beteken eerder dat hy 'n egtheid en 'n gerigtheid op God gehad het, wat in hom was. En wanneer die Bybel dan praat van 'n hart, dan gaan dit nie net oor emosies nie, maar dit gaan eintlik oor, jy weet, hart in die Bybel word gekoppel aan jou denke en jou motiewe en jou diepste ingesteldheid en jou wil vir die lewe. So 'n opregte hart in hierdie konteks gaan nie net oor iemand wat simpatie het of jammer is vir ander mense nie. Dit gaan oor hulle wat werklik raak gesien word. Dawid het hierdie opregte hart wat mense werklik raak sien, wat deur hulle pyn absoluut aangeraak word en hulle wil help om te groei. Psalm 78 praat dan ook van hierdie vaardige hande. En dit gaan oor wysheid en onderskeidingsvermoë om te weet hoe om dan verder op te tree. Dawid kon dit wat in sy hart leef in konkrete sorg verander, om te lei en te beskerm en te versorg. Nou kom ons reis nou so 'n bietjie deur 3 verhale van Dawid se lewe. 3 vensters waardeur ons gaan kyk na hierdie vaardige, of hierdie, nou is my woorde by my verby, by die opregte hart en by die vaardige hande, wat dit so 'n bietjie beklemtoon. En soos ons na die 3 verhale gaan kyk wat jy raak sien, wat staan vir jou uit van hierdie 2 kante van 'n herderhart. Of 'n herdergawe eerder. So die eerste venster waarna ons gaan kyk is die verhouding wat Dawid met Saul gehad het. En hierdie is nogal 'n sterk toets vir Dawid se hart, want genigtig Saul het dit vir hom bitter moeilik gemaak om hom te versorg of om te gee. Eerder nie versorg nie, om vir hom om te gee. Want Saul wou heeltyd Dawid doodgehad het, hy was absoluut jaloers op hom. Daar word gelees van spiese wat na hom toe gegooi is en met 'n hele leer wat hom basies gejag het. Tog kry Dawid 2 perfekte geleenthede in 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26 om Saul dood te maak. So Dawid kry 2 ongelooflike geleenthede so op 'n skinkbord om Saul dood te maak en dit sou sy lewe soveel beter gemaak het. Maar hy doen dit nie. In die grot kom Dawid so naby aan Saul. Weet jy, Saul was alleen in daardie grot en Dawid en al sy manne was daar binne. Dawid kom so naby aan Saul, dat hy 'n stuk van sy mantel afgesny het, om vir hom te wys, ek kon jy nou doodgemaak het, maar ek het nie. En ook terselfdertyd, dan sê Dawid vir sy manne, moenie hom doodmaak nie, ons gaan hom nie nou aanval nie. Jy weet, Dawid weier om God se belofte met geweld af te doen. Hy konfronteer wel vir Saul 'n paar keer, maar hy hou nog steeds 'n afstand. Jy weet, hy het nog steeds grense waarbinne hy hierdie konfrontasie doen. En wanneer Saul uiteindelik sterf, vier Dawid dit nie as goeie nuus nie. In 2 Samuel 1 vanaf vers 11 tot 27 lees ons hoe Dawid gehuil het en getreur het oor Saul en Jonathan en die volk se verlies. Hy skryf selfs 'n klaaglied en help die volk om saam te hou. Dit is die hart en hande van 'n herder. Dawid se hart bly sag, selfs nadat Saul hom so ongelooflik seer gemaak het, en sy hande kies om nie wraak te neem nie, maar om te beskerm en ruimte te maak vir ander se pyn. Die tweede venster is Dawid se vriendskap met Jonathan. Hulle verhouding was gebou op 'n regtig diep liefde en loyaliteit. En onthou, Jonathan is Saul se seun en Jonathan beskerm selfs vir Dawid teen sy pa Saul. En toe Dawid op 'n stadium bang en moedeloos vir Saul weg gaan kruip het Jonathan hom gaan soek. En hy het hom moed ingepraat en hom herinner dat God hom nie vergeet het nie. Dat hy 'n belangrike taak vir God ingeneem het. En dan voor hulle uit mekaar uitgaan in hierdie teksgedeelte en hierdie toneel, vra Jonathan dat Dawid ook aan sy familie trou sal bly. Of Jonathan vra dat Dawid ook aan sy familie trou sal bly. Maar dit beteken, jare later, na Jonathan se dood, vergeet Dawid nie die belofte wat hy aan Jonathan gemaak het. So in 2 Samuel 9,
vra hy dan, is daar nog iemand uit Saul se familie aan wie ek ter wille van Jonathan goed kan doen? So Dawid, wil uitreik, hy wil, hy typiese hart, hy wil versorg, en hy kom toe te hore van Jonathan se seun, Mephiboset, en hy laat haal hom, en Mephiboset het ook 'n gestremdheid, maar hy gee vir hom sy familiegrond terug, en hy maak ook vir hom 'n vaste plek aan die koning se tafel. So hier sien ons weer die hart en die doen van 'n herder, die hart en hande. En Dawid se hart onthou sy liefde vir Jonathan, maar sy hande verander daardie liefde ook in praktiese sorg vir Jonathan se seun. Soos die herder in Psalm 23 maak 'n plek aan sy tafel vir iemand wat maklik vergeet kon word. Hy gee vir Mephiboset nie net kos nie, maar ook waardigheid, veiligheid en 'n plek waar hy behoort. Die derde venster kry ons in 1 Samuel 30. Dawid en sy manne woon op daardie stadium in Siklag, 'n dorp wat vir hulle en hulle families 'n tydelike tuiste geword het. Terwyl die mans weg was, val die Amalekiete die dorp aan en hulle brand Siklag af en voer die vroue en die kinders weg. Wanneer Dawid en sy manne terugkom, is hulle so oorweldig, en ons lees in die teksgedeelte in 1 Samuel 30, hulle huil totdat hulle geen krag meer oor het nie. En Dawid huil saam met sy mense, maar op 'n punt steek hy nie daar vas nie, en hy bid vir die Here en hy vra vir krag. Hy vra vir God se leiding, en vertrek dan nou om die families te gaan red. Op pad kry hy 'n Egiptiese slaaf wat siek en verswak langs die pad gelos is. Al is Dawid super haastig om by sy familie uit te kom, en die mense wat saam met Dawid was, wou net by hulle families uitkom, stop hulle by hierdie Egiptiese slaaf. Hulle gee vir hom kos en water en luister na hom. En ironies genoeg is dit hierdie man wat ook nou vir hulle wys waar is die Amalekiete en waar is hulle families. En wanneer Dawid hulle dan nou terugkom en hulle families en besittings en alles gaan haal het, van die manne was te moeg om Dawid te kon help. En van die manne wat Dawid gaan help het gevoel, maar is nie regverdig dat hulle dan ook van die besittings en goed kry nie, want hulle het nie gaan help om dit te kry nie. Want toe sê Dawid, dis nie hoe dit werk nie, ons verdeel hierdie goeders evenly tussen almal. En dit is weer 'n harde hart en hande wat ons sien. Dawid het huil saam met sy mense, maar hy het ook God se leiding gevat en mense gaan red. Hy het die verlate mense langs die pad ook raak gesien, versorg en gehelp en nie uitgesluit nie. So die punt van hierdie 3 verhale, is nie dat Dawid die perfekte herder was nie. Dit is dat ons in sy lewe iets sien van 'n hart wat mense raak sien en hande wat altyd daarop reageer. Dalk herken jy nogals iets van jouself in hierdie gawe. Dalk is jy 'n herder. Jy voel vinnig wanneer iemand swaar kry. Jy bly altyd naby aan hulle. Luister en probeer help. Dalk is dit nie net iets van, dis van, is maar net deel van wie ek is nie. Nee, dit is eintlik soveel dieper om te dink dat God het daar die ongelooflike herdergawe aan jou gegee. En die vraag is dan vir ons lewe en ons pad vorentoe en in die ruimtes waarin ons beweeg, ek wat dan nou hierdie herdergawe het. Wat sien my hart raak? Wat voel my hart? En wat kan my hande doen om te versorg, te lei en te beskerm? Want hierdie gawe is ongelooflik belangrik. En dit is ongelooflik nodig in elke faset van ons samelewing, besighede, gemeentes. Dit maak nie saak waar dit is nie. Hierdie gawe is so belangrik. Want apostels het hierdie manier om nuwe ruimtes te skep en hulle is dinamies in daardie manier, maar die herder help dat mense voel dat dit is 'n tuiste, hierdie nuwe ruimtes. Die evangelies nooi mense in, die evangelis nooi mense in, maar die herder help om hulle te voel dat hulle behoort in hierdie plek. Die profeet en die leraar praat oor moeilike waarhede, maar die herder bly altyd naby wanneer die mense sukkel en iemand naby aan hulle nodig het. Dit is 'n herder, dit is die gawe wat nodig is. Maar ook wil ek afsluit deur te sê dat Dawid se gawe het iewers begin. En dit is by sy eie herder, en die verhouding wat hy met God se herder gehad het. Hy kon ander lei en versorg en beskerm, omdat hy self geweet hoe dit gevoel het om deur sy herder versorg en beskerm en gelei te geword het.
En daarom eindig ek die preek met dieselfde as om ek kon begin het, met Psalm 23, dat die Here is ook ons herder. Mag ons naby aan hom bly. Mag ons maak nie saak wat jou gawe is nie. Mag dit alles vanuit jou verhouding met God kom, sodat dit alles ter ere en verheerliking van sy koninkryk en vir sy mense is. En mag jy dan gaan vra met jou gawe wat jy het, waar jy ook op beweeg in die lewe. Here, wie laat U my vandag raak sien? En wat kan my hande doen? Of wat ook al my gawe is, Here, wat moet ek hier in hierdie situasie doen? Amen.